Goeiemôre, wat 'n voorreg om op hierdie besonderse Sondag. Glo 'n besonderse week agter die rug en hier lê 'n nuwe week voor en dit is lekker om vanoggend saam met jou te kuier en mag vanoggend vir jou ook een besonderse tyd in die teenwoordigheid van die Here wees. Nou vir my altyd lekker om saam met te kuier en ja, was hierdie 'n ou besige week en ek glo vir jou ook op TikTok en op Facebook baie welkom. Ek kyk uit om vanaand saam met jou te kuier 8uur, môre aand 8uur en dan die res van die week ook so tussen 8 en 9 saam met jou te kuier. En dat jy lekker sal ontspan vanoggend in die teenwoordigheid van die Here, jouself gereed maak vir 'n lekker stuk styk in die teenwoordigheid van die Here. Nou ja, as ek sê stuk styk kan beteken en jy weet dit is altyd so wonderlik met die Here saam, wanneer jy die brood breek, die woord breek en dit deel, dan kom daar soveel waarhede uit, dan kom daar soveel wat jou stig, en ek wil jou uitnooi ook vanoggend om hierdie gedeelte te vat en joune te maak, en ek glo ook vanoggend gaan ek oor iets praat met jou wat natuurlik wat nodig is om te hoor in ons lewens, en baie keer deel ons met dit, baie keer deel ons nie met dit nie, maar vanoggend weet ek ook dat die Here vir ons wysheid en insig gee. Hy gee ons die vermoë deur die Heilige Gees om dinge te deel in ons lewens. Hy deel met jou en my in ons stilte tyd, hy deel met ons deur sy woord, hy deel met ons deur die natuur wat ons observeer sintuiglik, en natuurlik deur mense ook. En vanoggend mag ek maar net as instrument in die hand van die Here gebruik word deur om met jou 'n woord te deel rondom genesing as dit kom by vergifnis. Jy weet, onvergifnis, ek het so 'n paar weke terug daaroor gesels en in hierdie week het ek baie te doen gekry met mense wat seer het as gevolg van die toedoen van verkeerde goed aan hulle. En baie keer ook ek het dinge gedoen en ek weet nie hoe om vergifnis te kry nie, ek weet nie hoe om vorentoe te gaan nie. Nou, hierdie gaan 'n breë spektrum van boodskap wees vanoggend. Ek gaan 'n paar goed sê en ek wil jou uitnooi om net jou ore oop te maak. Ek sien uit vanaf vanaand ook, ek het 'n besonderse woord wat ek met jou wil deel vanaand, maar dat ek my ore sal oopmaak om te hoor wat Vader vanoggend ook vir my en jou sê. En ja, voor ons begin en open, terwyl almal aanlyn kom, onthou my WhatsApp groep. Daar sê ek sien Renier het hom klaar opgeplaas op Facebook. Renier, julle is stunning mense. En nou hy sê ook Pieterse, maar ons is die familie nie. Dalk is ons, ek weet nie. Maar dit is baie lekker om saam met te wees. Goeiemôre Erika, Charlotte, Pieter, baie welkom vanoggend. Kobus, Tessa daar op TikTok, lekker. Nou ja, my nommer as hy verskyn, is dit my WhatsApp nommer, en dit is dat as jy nie op ons groepe is nie, en jy wil graag deur die week boodskapies in die oggende ontvang, en goeiemôre Elmarie, dankie dat jy my nommer plaas daar op TikTok, en jy wil graag vanoggend se boodskap in PDF formaat of ons aandienste, dan het ek altyd, jy weet, plaas ek dit op my WhatsApp groepe, en soos vanoggend hierdie boodskap, gaan ek ook daar plaas, soos ek kom bedien, stuur ek kom aan ook daar, wat jy dit kan gaan deurlees, en is daar, jy weet, iets is wat jy werklik waar oor struikel, in stilte tyd te hou, en mag dit vanoggend vir jou ook 'n besonderse oggend wees. Nou ja, hierdie week het ek getrek, en ek is in, die ander huis is nou, lyk soos 'n orkaan omgetref het, en hierdie week is operasie skoonmaak. Nou, dankie vir elkeen wat my gebid het, en ook so, vir elkeen wat, jy weet, mamma net gestuur het 'n boodskapie. Ek's in, en die plekkie lyk pragtig, en dit is so rustig, hier teen die dam. Nou ja, vanoggend wil ons dankie sê, Here, vir die voorreg wat ons het om by woord stil te staan. Dankie vanoggend vir die voorreg wat ons het om maar net na U toe te kan kom met alles. En dankie vir 'n week wat verby is. Dankie dat ons sommer maar net vanoggend by voete kan kom sit, en vanoggend onsself verootmoedig om te hoor wat U vir ons wil sê deur die woord. Here, seën hierdie Boeta,
Sien hierdie Sissa. Dankie vir ons aanlyn dienste. Dankie vir die geleentheid wat ons het om ook te kan sê, U is ons koning en ons Vader, deur genade is ons gered. En vanoggend is my gebed, Here, ook met jou sensitiewe boodskap, wat ons tog elke dag iewers in ons lewens, jy weet, met deel. Dankie daarvoor, Here, dat ons vanoggend na U toe kan kom. Vader, hierdie man wat luister, hierdie vrou wat luister, die hom en haar sal seën en sal aanraak en bedien met die liefde en genade. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Ja, donderdag aand het ek nie uitgesaai nie, want toe was ons besig om, jy weet, ek het begrafnis gehad donderdag, en toe het ek, jy weet, donderdag nog gepak, of donderdag later gekom, en vrydagoggend vroeg in die pad geval, en begin trek, en gister. Nou, ek het nie geweet, ek het spiere op plekke, wat ek nooit geweet het van die, want jy weet, die bokse dra, en goeie skuif, dan kom jy agter, hoe fiks is jy. En dit laat my vanoggend dink, oor hoe ons liggame ook moet kyk. En jy weet, 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. Kom ek en jy kyk ook na ons liggame. Vanoggend praat ek met jou oor iets wat tog ook ons liggame aantas. En daar is gevind dat mense wat baie wrevel, haat en bitterheid het, ly aan daai psigomatiese siektes en het baie keer afwykings. Nou, hoe praat jy vanoggend hier oor, Stef? Wel, ek wil vanoggend vir jou sê, psigomatiese siektes kom uit die geestelike en emosionele stres, wat later in jou en in my liggaam manifesteer. En wanneer ek praat van om genesing te vind rondom vergifnis, dan praat ek van dat onvergewensgesindheid en bitterheid, jy weet, kan naderhand omsit in 'n siekte, kan naderhand jou siek maak, kan naderhand jou, kan ek maar die woord gebruik, nie steel nie, maar hy rob jou van jou vrede, hy steel van jou slaap, hy steel van daai rustigheid. God, ek wil vanoggend iets sê, en hoor my baie mooi, ons moet sensitief wees vir die Heilige Gees. En as ek en jy sensitief wil wees vir die Heilige Gees en toelaat om die stem van God duidelik te hoor, dan moet ons hierdie ongewenste stemme en omstandighede uitsny uit ons lewens uit, sodat ek en jy gesond kan word, sodat ek en jy in vrede ook in teenwoordigheid van God kan staan en in teenwoordigheid van mense. Maar weet jy wat, as ek 'n onvergewensgesindheid het, dan word dit soos 'n swart kol in jou en my lewe, dit word soos 'n kanker wat vreet, en dit roof en steel soveel van my. Ek weet nie wat tans in jou lewe aangaan, ek weet nie wat met jou gebeur het nie, en ek wil ook vir jou sê, sommer in die begin van hierdie boodskap, dit beteken nie dat alles net eensklaps gebeur nie. En daar's prosesse, en daar's stye, en by God is alles moontlik. En ek bid vanoggend werklik uit my hart uit, as ek met jou deel rondom onvergewensgesindheid en praat oor rondom die genesing te vind in vergifnis, dat jy 'n poging sal aanwend vanoggend ook, om te sê, Here, deurweek my hart en my siel en my liggaam, wys my waar daar plekke is, waar daar nog iets is teenoor iemand, sodat ek kan gesond word, en sodat ek kan vryspreek, en sodat ek ook kan, jy weet, aangaan, en die volheid van God ook geniet. Nou, daar is die verkeerde idee dat psigosomatiese siektes denkbeeldig is. Maar hulle is bewys dat hulle werklik is, en natuurlik ook vinnig behandel moet word, net soos baie ander siektes. En baie keer voel ek nie nou reg nie. Ek kan jou nie nou vergewe nie, ek kan jou nie nou vryspreek nie, ek kan nie, en ek wil ook nie. En dan begin hierdie goed tent opslat in jou en in my lewe. En dan begin dit, jy weet, te groei, en dit begin, jy weet, jou en my
te roof van my rus en my vrede, selfs in my gebedstyd met die Here, selfs voel ek nie eers om 'n persoon te groet nie, en as ek van hom praat, dan praat ek van minagting, en ek praat uit aggressie, maar hoe vinniger ek en jy hierdie goeters mee deel, en dis die realiteit, dis die denkbeeldig, hierdie is die realiteit, dat onvergewensgesindheid, wat jy dalk iewers te gekoester het en plek in jou lewe voorgemaak het, kan jou jaag tot in jou senior jare, en kan maak dat jy baie keer nie kan aanbeweeg nie, mense nie toelaat in jou lewe nie toelaat om vorentoe te kan gaan nie, want dit maak dat jy bang is om weer seer te kry, dit maak dat jy met vrees loop, dit maak dat jy met onvergewensgesindheid loop, ag, en daar's soveel. Ek dink jy het jou eie storie wat jy kan vertel. Elkeen van ons, natuurlik is dit so. En ek is ook by hierdie plek wil ek empatie en simpatie hê, omrede ek weet dat elkeen van ons iewers in ons lewens dit mag voel aan ons lywe. En vanoggend dink ek vroeg aan onvergewensgesindheid, juis in die week wat iemand vir my boodskap gestuur het en my diep getref het oor die pad vorentoe, hoe nou? Want ek moet hierdie persoon nog face, ek moet hierdie persoon nog sien, ek moet nog hierdie persoon elke dag mee gesels en mee praat, maar hier binnekant is woelinge. Nou sommige siektes manifesteer hulle self deur emosioneel en geestelike krisisse. En natuurlik hartprobleme wat lei tot hartsiektes en hoë bloeddruk, wat lei tot hartaanvalle en baie ander dinge. Want ek is nie 'n mediese dokter nie. Maar ek wil vanoggend wel vir jou sê, as ek na manne kyk in die woord wat dinge gehad, ek dink 'n bietjie aan Jakob en Esau, waar jy weet hy sy broer ingeloop het en gevlug het van sy broer af, en hoe hulle vir jare, jy weet, in onmin en hy geweet het, jy weet, hy het na Rachel, toe mos kan jy onthou Rachel en Lea, hy het daarna toe gevlug, want hy het van sy broer gesteel, hy eerstgeborene reg. Maar dit het soveel seisoene gevat, wat hy dalk in die lande gewerk het, wat aan sy broer gedink het en verlang het na sy broer, maar te bang was of te skaam was oor dit wat hy gedoen het aan daai geliefde, om te gaan vryspreek. En later lees jy van hoe hy toe nou vir Laban gesê het, ek gaan my vrou en my kinders vat en terugtrek na my vaderland toe. Ek gaan hom op face wat ek moet face, maar ek kan nie meer so aangaan. En hierdie het diep in my hart vanoggend, terwyl ek besig is om klaar te maak, gedink oor hierdie man, wat soveel mooi tyd saam met sy familie kon gehad het, maar as gevolg van, jy weet, dinge wat hy verkeerd gedoen het, en om dit nie te geface het nie, dit nie te gehanteer het nie, het hy uitgemis. En ek wil nie uitmis, en ek wil hê jy moet nie uitmis op dit wat God juis ook in hierdie dag en seisoen in jou lewe vir jou ook instoor het nie. Vriend, hoor vanoggend ook die woord van die Here, want ek kan nie bekostig, jy kan nie bekostig waar ons is, om nog, jy weet, ongemak toe te laat in ons lewens, en ons te verhinder, om met vrymoedigheid na die troon van God te gaan, met vrymoedigheid aan 'n tafel te sit, saam met mense, met ek nog dingetjies in my hart het, en ek moet skoonmaak. Nou, hierdie gespanne verhoudings van die mens, verg natuurlik genesing, en een van die mees effektiewe strategieë is om dit deur vergifnis te vind. Om te kan sê ek is jammer, om te kan vergewe. Ek wil vanoggend vir jou sê, vergifnis het 'n unieke vorm en wonderlike geheime wat nodig is om deur hierdie genesingsproses te volg. En ek deel graag met jou, sommer net 'n paar wat ek self aan gedink het, sodat jy in jou lewe innerlike vrede, dat jy innerlike bevryding en vryheid kan ervaar, van al hierdie wrokke kan wegstap, van haat kan wegstap, onvergewensgesindheid en bitterheid.
en natuurlik ook van seer. Nou, ek het dit net nou gesê, ek wil dit weer sê, is altyd maklik nie. Maar vanoggend gaan ons hieroor gesels, want iemand het die ander dag vir my gesê, ek en my pa bly nie naby mekaar nie, maar daar's dinge wat ek teen my pa het, hoe hy opgetree het toe ek 'n kind was. Ek het dinge teen my ma, en weet jy wat, Stef, my ma sal dood, maar hoe maak ek, hoe deel ek met dit? Om vry te kan spreek, beteken baie keer, al wil daai persoon jou nie vry spreek nie, al is daai persoon dalk al dood, en jy voel hier's 'n ding wat in die gees hang, of in die psigiese, beteken dit ook vir jou as in jou innerlike menswees, en natuurlik in jou handel en wandel, om te kan kom by 'n plek om te kan sê, weet jy wat, ek spreek vry, al weet hy dit nie, al sien dit nie, ek wil vrykom, ek wil gesond word, ek wil vorentoe gaan, ek wil die volheid geniet. So, ek wil met jou 'n paar goed oor praat, maar eerstens wil ek vir jou sê, soek genesing deur God se vergifnis. En ek dink baie keer ons mis dit, om te besef, groot is God se genade vir my en jou, om ons te vergewe. Wow, hy het my vrygespreek, van al my ongeregtigheid en al my misdade. Selfs van dit wat niemand van weet nie, wat net ek en tussen my en God is, het God die oomblik toe ek gevra het vir vergifnis. En vergifnis loop natuurlik hand in hand met berou. Ek moet berou hê. Ek moet nie net so uit die vuis uit sê, ek is jammer en môre, dan is ek weer bitter vir jou nie. Daar moet 'n diepe realiteit van berou wees in jou mens wees. En die oomblik as ek voor God kom, was hy my skoon. Hy is 'n God van genade, hy is 'n God van 'n tweede kans, hy is 'n God van liefde. Nou as ek verwag God moet my vergewe, en Christus die prys betaal het vir my aan 'n kruis, hoeveel te meer kan ek nie ook maar vergewe en vryspreek? Hoe kan ek verwag Vader moet my vryspreek, maar ek is nie bereid om vry te spreek nie? Dit vereis natuurlik van my en jou daai innerlike diepe nederigheid om ons skuld te kan erken teenoor God, want ons begin by God. Ek moet eers self gesond word. Daai nederigheid om my skuld te kan erken, en ons, ek en jy, in hierdie dag en uur, in ons huwelik, in verhoudings, dalk in familie en in vriende, dalk is daar dinge gedoen en gesê in familiekringe, waar daar nou bitterheid is, en onvergewensgesindheid is, en die familie praat nie eintlik nie, en hulle is op 'n verkeerde plek met mekaar, en is besig om iets moois, is besig om op te breek. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, dat ek moet erken, en ons het God se hulp, ons het God se genesing nodig. Begin by my. Ons is geneig dat dit, jy moet eers, dalk nie ek kom nie, want hy sal nooit. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Vanoggend, Here, begin by my. Here, daar's dinge wat ek dalk gesê het, dinge wat ek gedoen het, bewuslik, onbewuslik, en ook opgetree het. Vergewe my. Mense met te veel selfvertroue en trots mis die groot geleentheid om genesing te vind en in 'n vrye wil en vry te kan leef met 'n goeie gewete. Kom, ek maak myself skoon. Ek spreek hy neef, ek spreek hy oom, ek spreek hy werkgewer, ek spreek 'n broer of 'n suster vry. Vra vir God vir vergifnis, en ek wil vanoggend vir jou sê, jy sal halfpad tot vergifnis wees. Hoekom halfpad? Sit so 'n bietjie vas. Luister my net deur vanoggend. En moontlik kan jy die lysie uithaal en dalk 'n paar punte bysit. Altyd lekker om na ander te luister en te hoor die pad wat hy en sy ook stap. Spreuke 3, kom en hy sê,
Hy sê, maar hoor die woord wat hy sê in Spreuke, en ek wil jy moet dalk vanoggend gehoorsaam wees teenoor jouself, en eerlik met jouself wees, want jy weet daai, wat ek nou net gesê, daai selfvertroue en vol van jouself, jy weet, kan eintlik soveel skade berokken. Kan eintlik sulke mooi verhoudings skade doen. Ek probeer altyd as ek wegstap van 'n verhouding of van iets, of van 'n transaksie wat mense jou, jy weet, dalk te nagekom het, om vry te spreek. Ek het 'n paar weke gelede 'n paar manne om 'n tafel laat sit, nadat ek weggestap het van 'n hele 5-jarige verhouding in besigheid. En ek het die manne vrygespreek, ek het hulle gevra om my vry te spreek, maar ek het opgestaan, hulle drukkie gegee soos hulle vasgehou en gesê, ek maak klaar met 'n seisoen. En ek wil tog môre oor môre weer in jou oë kyk, en weer jou kan bel, weer jou kan kontak, vir raad, of as 'n kar breek op die pad, wil ek met vrymoedigheid jou kan skakel, en ek wil jy moet vrymoedigheid hê, om my te skakel. Ek hoop jy hoor my hart, maar jy kan nie vorentoe gaan, as jy met sulke ellendes in jou hart loop nie. Nou sê Spreuke 3, en ek lees dit weer vir jou in vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart, en vertrou nie alleen op jou verstand nie. En dis waar ons baie keer dit mis, is om te kan sê, weet jy wat, ek vertrou op God alleen, met jou hele hart, nie op my eie verstand nie, want ek dink baie keer, probeer ons met ons verstand dinge uitredeneer, en juis omdat ons met ons verstand dit probeer uitredeneer, is dat ons heeltyd haakplekkies het. Ek kan met vrymoedigheid die foon opstel en hierdie manne skakel. In so mate, in die week, het iemand my geskakel, juis oor 'n jaar terug van 'n transaksie. En ek kon met vrymoedigheid die manne se nommers gee en sê, ek sien nie betrokke nie, maar luister, skakel hulle gaan jou graag kan help. My hart is skoon. Het ek baie verloor in dit? O, baie. Moes ek half oor begin weer in my lewe? Ja. Maar ek begin liewerste oor, met 'n skoon hart, met 'n vry hart en 'n vry gedagtes, in vrede, as wat ek elke nag lê en kwaad is, en bitter is, as ek maar net dit kan doen, en dat kan doen. In die week het dit so by my opgekom, ek voel ek wil nog net te hou inkry, toe sê ek, Stef, jy het daai een persoon nog nie heeltemal vergewe nie. Dis kom ek vanoggend met jou hieroor praat, met ons haak vas, en ons maak fout. Maar hy sê so vertrou nie alleen op jou verstand nie. Dit sê, ek en jy het God nodig vanoggend. Nou 1 Johannes 1 sê in vers 9, hierdie bekende gedeelte, as ons sonde bely, sal hy regverdig wees, en ons vergewe, en al ons foute reinig. Dis een vertaling. So mooi. Tweedens wil ek vir jou sê, vind vergifnis, deur vry te stel, en te probeer vergewe word deur die persoon of mense wat jou seer gemaak het. Hoor jy wat ek vir jou sê? Vind vergifnis deur vry te stel en te probeer vergewe word deur die persoon of mense wat jou seer gemaak het. Nou, as ek dit sê, dan wil ek vir jou sê, dit kan onvoorwaardelik wees, omdat sommige mense moeilik probeer om die belangrikheid van genesing deur vergifnis te besef. Ag, en dit is my hartseer dat mense met dit loop. Ek ken
skoolkennis wat vir baie jare selfs met onvergewensgesindheid en bitterheid loop teenoor 'n moeder en broers. 'n Moeder wat bitter is vir een of ander rede oor 'n familie erfporsie. En my hart gaan so uit as ek sien dat hierdie ouma die een deel van die familie se foto's post en praat oor hoe mooi en hoe pragtig vorder hierdie kinders en hoe trots is op baie klein kinders. En oor daai kinders van haar. En hierdie dogter en kleinkinders aan die kant, wat eintlik pragtig is en die Here dien, word nie eens vermelding gemaak nie. Dit is soos om met 'n potlood op papier te skryf en met 'n uitveer hulle net uit te vee. Hoe staan ek met hande in die teenwoordigheid van God as ek met sulke goed loop? Ag, ek kan vanoggend natuurlik vir jou sê, ek kan nie oordeel nie. Ek kan nie vinger wys nie. Ek kan leer uit ander. Ek kan leer deur die woord. Vanoggend praat God deur sy Heilige Gees met jou, nie ek nie. Maar kom ons vat hande en ons los dit en al het ons foute gemaak. Mense, die lewe is te kort. Ons kies om te vergewe sonder om gevra te word. Ek kies in my lewe. En mag hierdie resep vanoggend ook vir jou baie waarde hê. Ek, wat Stefan André Pieterse is, het jare terug besluit geneem om te vergewe sonder om gevra te word. Want ek probeer omdraai en in liefde aanstap en in vrede. En hom en haar wat leed aangejaag, al leed op my pad gebring het, ook in liefde en harmonie en vrede te hanteer. Dit beteken nie, ek wil nog jou beste maatjie wees nie. Maar dit beteken, ek kan aanbeweeg met 'n oop en 'n skoon gemoed en 'n rein hart en gees. Jakobus 5 sê in vers 16, daarom bely jou sondes teenoor mekaar en bid vir ander totdat jy genees is. Hoor wat sê hy in Jakobus 5:16. Daarom bely jou sondes teenoor mekaar. Sê vir haar, sê vir hom, ek is jammer. Kom ons doen dit. En bid, sê die woord, vir ander totdat jy genees is. Ek het dit al 'n paar keer gesê, in my lewe gee ek baie keer vir mense wat minder het as ek, om deur dit te besef hoe dankbaar ek is vir wat ek het. En deur om hierdie daad, oor te gaan na hierdie daad toe, om vir mekaar te bid, totdat jy genees is. Hierdie is groot, Boeta. Sissa, hierdie is groot. Ek wil derdens vir jou sê, omhels genesing deur middel van restituisie. Om genesing te omhels, om weer op daai plek te kom, is om restituisie te laat plaasvind. Want nederigheid voor God sal ons lei om nederig voor ander te wees. En wanneer hy en sy die berou sien, kan ek nie anders doen. Is dit nie wat Jesus gedoen het met jou en met my? Dat restituisie het plaasgevind. Deur die kruis, vergifnis.
het ek en jy dalk iemand aanstoot gegee. Nou, aanvaar vandag die uitdaging om vergifnis deur middel van restituisie te vra. Nou, as ek vanoggend vir jou sê restituisie, dan wil ek vanoggend vir jou sê, restituisie beskryf die daad om iets te herstel. Ek moet vanoggend 'n besluit neem om te sê, ons het nodig restituisie. Om wat te doen? Sodat daar 'n herstel kan plaasvind. Herstel in my gees en in my menswees en ook in hierdie band. En dalk reëlings te tref. En 'n foutiewe daad reg te stel. Ek het, toe ek in die bediening voltyds jare terug was, het ek ook foute gemaak. Nou kom baie keer my kerkraad by mekaar roep en sê, ek roep julle by mekaar om te sê dat ek het hier ook, jy weet, 'n fout gemaak. Ek het hier ook verkeerd opgetree en ek het teenoor jou in 'n vorige vergadering nie met die nodige respek opgetree nie. Ek sorg altyd en ek probeer so vinnig as moontlik hierdie foutiewe daad reg te stel. Want onthou nou, mense kan ons stertjies las. Mense kan ons iets opblaas. En ongelukkig is daar mense wat op die paviljoene van die lewe sit. Wat maar net wag vir jou tog om daai fout te maak, mevrou, meneer. Om dit te gebruik en daai stok uit te haal. En ek probeer soveel as moontlik daai kort te knip deur om dadelik te kan sê, ja, ek het 'n fout gemaak. Ek vra vergifnis. Ek wil dit regstel. Beteken nie altyd dan wanneer jy dit reggestel het dat jy nie die resultate gaan kry van jou foute nie. Want onthou baie keer tree ons verkeerd op en ons vra vergifnis, maar ons gaan nog steeds baie keer moet oes dit wat ons geplant het, wat ons verkeerd gedoen het. Laat dink my aan jare terug. Man, ek was net jonk in die bediening, hoe 'n man by my kom sit en huil het, wat 'n beheer was van 'n groot karsyndikaat, wat selfs mense gehuur het om karre te steel en nie omgegee het as mense doodgeskiet word om karre te steel nie. En hy het by my kom sit en ek kon die berou sien en ek het hom daai dag na die Here toe gelei. Maar ek het ook vir hom gesê, jy besef dat God het jou skoon gewas, jou vergewe maar. Ons moet hierdie saak gaan oorhandig. Hy het tronkstraf gekry. Hy het vir baie lank in die tronk gesit wat ek kom besoek het. En baie jare later, ek dink na 12 jaar, het hy uitgekom. En vandag dien hy God en is hy besig om mense te leer daar buitekant wat vergifnis is. En hoeveel sake hy met mense reg gaan stel het. Dit beteken dat die Here hom vergewe het en nou het hy die tronkstraf vrygespring. Maar vanoggend daag ek jou uit om hierdie foute reg te kan maak. Want restituisie, wat sê ek vir jou? Verduidelik die gewete van enige berou deur skuld uit te skakel. En dit is noodsaaklik in hierdie proses van volledige genesing. Want aangesien dit vir ons gemoedsrus en gewete gee. O ja, wil ek gewete, wil ek jou hart volg. Want restituisie is onvoorwaardelik. Vergifnis is onvoorwaardelik. Want dit moet plaasvind
of kan ek sê, die beledigde party ontvanklik is vir enige restaurasie of enige restituisie, vir enige plek van om te kan vergewe of nie. Dit moet plaasvind. En ons moet menslik daai individualiteit en uniekheid erken in terme van daai reaksies op situasies. Maar nie een van ons is dieselfde nie. Dank die Here, daar's nie nog 'n tweede Stef nie. Daar's net jy, ek is uniek. Maar hoe ek dit hanteer en jy dit hanteer en met dit deel is nie dieselfde nie. En dit klink dalk vandag vir jou baie oppervlakkig, want wie's jy om dit so maklik te laat klink? Nee, ek doen nie. Ek doen nie. Ek kan jou baie stories van my lewe vertel. Maar dis hoekom ek vanoggend vir jou sê, is om by daai plek te kan kom, om dit te erken, en jy weet, ons moet dit kan, die uniekheid van elke persoon raak sien en erken. Soms weier selfs die een wat aanstoot neem om te vra vir vergifnis. Maar laat ek en jy diep vandag in ons harte by daai plek aankom om te kan vergewe. Wat sê Matteus? Hoor hierdie gedeelte. Hy sê in vers 23 en 24 in hoofstuk 5. As jy dan 'n gawe op die altaar aanbied en onthou dat jou broer of suster iets teen jou het, moet jy die gawe voor die altaar verlaat, gaan eers met hulle versoen, kom dan terug en bied jou geskenk aan. Wanneer laas het jy hierdie skrif gehoor? Ek kan onthou hoe verkeer ek by nagmaaltafel gestaan het op 'n Sondagoggend in 'n kerk, en dan as ek so die mense bedien, dan sal die een broer sê, ek gaan nie nagmaal gebruik nie, want ek het iets teen iemand, ek moet dit eers regmaak. Dan maak ek moeite die maandagoggend om daai persoon te skakel en te sê, hoe kan ek jou help om by daai proses in jou lewe te begin? Want hoe vinniger jy kan losmaak, kan jy gesond word. En kan jy meer ontdek in die Here. Ek wil dan vierdens kom om te sê, vind vergifnis deur jouself eers te vergewe. Ja, dit is maklik om dit te sê, maar sommige mense weet nie hoe om te lewe nie. Hulle leef gevangenisstraf in hulle lewe, en hulle sluit hulle self toe in 'n tronk. Hulle vermy uitgaan omdat hulle bang is vir die lewe. Ek vermy verhoudings want ek is bitter vir mense. Om onsself te vergewe, moet ek en jy ons tekortkominge kan erken en verantwoordelikheid aanvaar vir die gevolge, selfs ook van ons optredes. Begin by my. En as jy die volheid wil geniet, hou op jouself slaan met 'n stok. Maak jouself los, vergewe jouself, spreek jouself vry. Ons moet die Here dank dat ons ook kan vergewe met God se vergifnis. Dank die Here vanoggend om te sê, hierdie is genade. Hê genade ook vir jouself. Hebreërs sê in vers 17 in hoofstuk 10, dan voeg hy by, ek sal nie weer sy sondes
en sy ongelowige dade onthou nie. Die Here, as ek dit sê vanoggend, gaan ek nou tong in die kies sê, God het 'n kort termyn gee. God vergeet maklik. Ja. Hy onthou nie jou gisters nie. Sy sê, jou eergisters nie. Boeta, hy dink nie meer aan nie. Die oomblik as daar berou is dit weg. Jeremia sê in hoofstuk 31 vers 34, hy sê hulle sal hulle naastes nie meer leer nie, of hulle sal vir mekaar sê, ken die Here, want hulle ken my alreeds van klein na groot, spreek die Here. Ek sal hulle nie kwaad of hulle sondes onthou nie. Nou, vergifnis, vyftens, is 'n proses wat aangaan. En dis wat ek in die begin gesê het. Dit gebeur nie net oor 'n nag nie. Dit kan. By God is alles moontlik. Maar jy sien, ons as mens in ons natuur, ai, in die vlees, vat ons maar soms tyd. Wat sê ek vir jou? Dis 'n proses wat aangaan, en om genesing te vind deur vergifnis is 'n proses. Want pyn vloei, herinneringe verskyn, en natuurlik soms bring hulle dieselfde reaksies wat ons gehad het toe die pyn toegedien is. En dit lyk asof vergifnis nie kom nie, en dan verloor ons geloof. Vergifnis vind plaas, en ek wil jy moet hoor wat ek vanoggend vir jou sê, vergifnis vind plaas wanneer ons kies om onsself elke keer kies as ons onthou. Hoor wat ek vir jou sê. Vergifnis vind plaas wanneer ons kies om onsself elke keer as ons onthou te vra en om vergifnis te vra. En elke keer as die duiwel ons weer en weer wil laat rebelleer. Ek sluit af met die laaste punt. En ek wil vir jou sê, die lewe is 'n keuse. Ek en jy het keuses. Kies om vergifnis te vra en vergewe om die emosionele genesing te bevorder. Baie lank terug is ek deur mense van baie geld ingeloop. Ja, dit het my lank gevat om daai mense te vergewe. Ek praat nou van langer as 10 jaar gelede wat dit gebeur het. Ag, en dit was baie geld. Is nog steeds vandag baie geld. Verlang het ek met bitterheid geloop. En ek moes op 'n plek kom om 'n keuse te maak. Want dit het myself geroof. Dit het gemaak dat ek haat opgebou het in my hart wat ek nie geken het nie. Ek moes daai mense wat naby aan my eens op 'n tyd in my lewe baie naby aan my was, moes vryspreek. Nog steeds het hulle gevoel hulle my geen leed aangedoen het nie. Natuurlik. Jy moes nou my boodskap gehoor vanoggend. Maar dis 'n keuse. Ek en jy vanoggend, die lewe is 'n keuse. Kies om vergifnis te vra, kies om te vergewe, om hierdie emosionele genesing, hierdie emosionele, kan ek sê, bagasie, ook te bevorder, van bitter na beter.
van vas na los. Nou ek sê vanoggend vir jou, die lewe is net wonderlik, as ons die skoonheid om ons kan sien. Maar as ons toelaat dat dinge op ons begin groei, dan kan ons nie meer die mooi raak sien nie. En wanneer ons die essensie van die klein dingetjies waardeer, kry ons die grootste wysheid van elke situasie in die lewe. Vanoggend het die Here met jou en my gepraat ook. Kies lewe. Kies om vry te wees. Kies om los te maak. Vader, ek bid vir haar en hom wat vanoggend luister, omgord hulle met hierdie waarheid van die woord, want u woord is vrymaking, is verlossing, is genesing, nie net vir die gemoed nie, maar Here ook vir hierdie liggaam. En Here, daar's 'n man en 'n vrou wat vanoggend dalk siek is van onvergewensgesindheid. Siek is van bitterheid. Dalk van bekommernis vir die fout wat hy of sy gemaak het. En dalk vanoggend moes hoor om weer moed te hê om te gaan en te sê ek jammer. Ons bid vir krag. Ons bid vir sterkte. Ons bid ook vanoggend. O Here, lei ons. Wys ons. Plaas in my hart en op my lippe die regte woorde. Die regte woorde. Ja, want ek begeer om in die volheid van die heerlikheid te kom. In die volheid van vryheid. Van vrede. Here, dankie vanoggend dat u ons vergewe het. Dankie dat u my vrygespreek het. Dankie dat u daai ou lewe skoon gewas het, daai ou bladsye van die gisters en die eergisters. Here, nie meer op die tafel het nie. Dankie dat ek ook vanoggend met hierdie woord, hierdie dag, hierdie week, hierdie maand, hierdie jaar, hierdie seisoen van my lewe kan instap. In Jesus se naam. Amen. Stap jy in oorwinning. Stap in verlossing en ek het maar net gevoel om vanoggend sommer maar net met jou dit te deel en natuurlik glo ek jy het gehoor en soos ek gesê het, as jy 'n paar punte het wat jy wil bysit, stuur dit graag vir my. Ek sal dit graag by wil sit sodat ek dit iewers te kan neerpen in boekvorm en dalk in iemand se hand kan plaas. En my nommer verskyn, ek sien Renier op Facebook en Elmarie op TikTok het my nommer oralste geplaas en stuur 'n boodskap en sê, plaas my asseblief op die groep en jy vind ook so my boodskap in PDF formaat. Ek kyk uit om 8:00 vanaand hier weer saam mee te kuier. Mag jy Sondagmiddag geniet in vrede en liefde en harmonie en dankie vir jou wat vir my bid. Dankie vir jou wat hierdie blad ook ondersteun. God bless. Sien jou vanaand.